Ek weet nie wie van julle flieks oor en oor kyk nie, maar as jy 'n fliek vir die tweede keer kyk, dan sien jy ander goed as wat jy die eerste keer gesien het. So dit is goed om die woord van die Here, al doen jy net dit, elke dag net te lees, dieselfde gedeelte verlang, net oor en oor en oor. En ek hoop julle het Psalm 92 gelees. Ek gaan dit vandag vir ons in 3 vertalings lees, want dit is net 4 verse. Die Psalm is langer, maar ek lees net vers 13 tot 16. So ons lees eers die 83 vertaling. Wat sê die regverdig is? Ek gaan nie nou vir jou sê wat is regverdig is, jy behoort te weet, maar ons gaan nou die volgende vertaling gaan vir ons presies sê wie die mense is. Die regverdiges sal sterk wees, hoor na die beelde, luister na die beelde, soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van die Here. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is. Dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Die volgende vertaling wat ek vir jou wil lees is die Nuwe Lewende vertaling. 'n Vertaling wat ek nou al vir baie jare gebruik wanneer ek Bybel lees en dit bly vir my 'n mooi vertaling, 'n baie goeie vertaling. Daar staan: "Maar regverdiges sal blom soos 'n palmboom." Mag vir jou vreemd klink dat 'n mens die woord palmboom gebruik, maar jy moet onthou dis in Israel geskryf. Hier by ons is ons nie so gestel dat palmboom is 'n blomme nie. En welig groei soos 'n seder van die Libanon. Geplant in die Here se huis, groei hulle weelderig, mooi woorde vir my, in die voorhowe van God. Al is hulle oud, sal hulle steeds vrugte dra. Hulle is vars en lewenskragtig. Jy sou gesien het, die tema wat ek gekoppel het aan vandag se preek is om vars te bly. En dis waar ek die woord gekry het. Hulle sal sê, die Here is regverdig, hy is my rots, by hom is daar geen onreg nie. Laaste een is in die boodskapvertaling. En as jy nou dink, ons het nou al die ander is gesien, hoor van die regverdiges, en hier is half 'n verklaring van wie die regverdig is. Dit begin so om te sê, iemand wat die Here liefhet. 'n Regverdige is iemand wat die Here liefhet, wie se saak met God reggemaak is. Dis 'n regverdige. Die regverdige staan so sterk soos 'n eislike groot boom, soos bome in die Libanonse woud, so sterk staan hulle. Mense wat die Here liefhet, kry krag daaruit om die Here te aanbid. Krag uit uit die Here self. Daarom is hulle gereeld op hulle knieë voor ons God. Selfs al is hulle oud, hou hulle aan om goeie dinge te doen. Hulle is dan nog sterk en vol lewe. Nou jy hoef nie fisies vol lewe te wees om geestelik vol lewe te wees. Hulle sal vertel dat die Here 'n reguit pad met mense loop. Hy duld nie kwaad nie, hy beskerm sy kinders. En die wonderlikste woord wat ek in die Bybel gelees het al is, ek kruip by hom weg. Ek het gewonder wie van julle weet, wat beteken otofobia? Baie nuwe woorde deesdae. Wie kan vir my sê, wat beteken auto of die ander woord daarvoor is monofobia? Wie kan vir my sê? Dit is 'n vrees, definitief ja. Maar jy kry ook klaustrofobia en jy kry allerlei arachnofobia wat bang is vir spinnekoppe. Maar wat beteken otofobia of monofobia? Hierdie vrees is die vrees om alleen te wees. Dis al so erg, of dis so erg, so ver nagevors, dat dit al 'n woord geword het. Otofobia, monofobia. Die vrees om alleen te wees. Daar's heelwat mense wat hier ly. Nou wil ek bietjie met woorde speel. So
Jy is nie alleen as jy bang is om alleen te wees nie. Vang nie my speel nie. Ek hou daarvan so om van woorde te speel, dan sit ek kyk julle my net so. Daar's baie mense wat aan dit ly. Jy is beslis nie alleen om 'n vrees te hê om alleen te wees nie. Kom ons wees bietjie eerlik met mekaar. Wie van julle hou niks van alleen wees nie? Steek gou jou hand op. Wie het gesê almal? Andre. Goed, dankie, so paartjies. Wie van julle vrees dit om alleen te wees? Daar is een wat eerlik is. Wie van julle hou daarvan om alleen te wees? Wow, it's interesting. Ek is jammer dat ons julle vandag pla, maar julle sal so 'n bietjie moet uithou om hier te wees. Die laaste ene wil ek vra, wie van julle hou baie van alleen wees? Wow, dis vir my regtig 'n openbaring. Want ek is so tussen die laaste twee. Hou baie van. En ek het gedog ek is die enigste ou in die wêreld wat so is. Baie dankie, ek het nou 'n paar boeties en sissies bygekry vandag. En ek was nogal verstom toe ek op die internet lees. Weet jy waar hierdie goed altyd is en hoe hulle dit doen nie? Hulle sê 85% mense in die wêreld sê dis goed om soms alleen te wees. 85, weet jy of hulle doen nie, maar 85 sê. Ja, dikwels, sê maar dikwels. Maar daar's 'n verskil tussen eensaam en alleen. En ons hoor baie keer, veral ouer mense wat sê hulle is eensaam. Daar's 'n verskil tussen eensaam en alleen. Julle kan dit op daai prentjie sien, ek sal nou na dit toe terug. Ja, jy kan sien op die ou se uitdrukking. Sien julle dit? Sien julle hoe lyk die ou wat eensaam is, sy gesig en die ou wat alleen is? Hulle is albei alleen, sit in die bus en hulle is alleen. Maar hierdie ou is eensaam en sy gesig wys dit en daai ou gewys 'n ander gesigsuitdrukking. Wat my laat besef het, alleenheid of kom ons sê eensaamheid is 'n perspektief. Dis hoe jy na die wêreld kyk. Die Here sê in sy woord, Spreuke 4:23, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Want wat jy dink, bepaal wat jy doen. Nou ek weet, dit klink nou vir julle na Grieks, maar hier is 'n storie uit my eie huis. Hou nie baie daarvan nie, maar ek het my vroukie se toestemming gekry. Sy het net gesê ek moet eerlik wees. Ek hou verskriklik baie daarvan om vinnig te ry. Ek dink julle het dit al gesien. Ek het al so 'n paar vingers van julle afgekry, maar ons sal nie daaroor verder praat. Ek het gedink as ek nie 'n dominee geword het nie, as ek nou 'n kans weer kon kry, sou ek dalk probeer dit met Formule 1. Ek weet nie hoe ver ek sou kom nie, maar ek sou dalk so intoe gegaan het as ek jonk was nog. My vroukie aan die ander kant het 'n probleem met spoed. Ons het al van die Kaap af tot hier so 'n bietjie stilstype gehad oor spoed. Maar as ek nou reg sê, ek moet eerlik wees, so dit kom van my af, nie van haar af nie. Ek het groot geword op 'n plaas in Namibië waar daar grondpaaie was. Wie van julle ken grondpaaie? Wat noem julle dit hier? Dit is nog grondpaaie, nee. En toe ek 'n kind was, het my pa 'n F100 gehad. Wie ken dit? Dis 'n massiewe Ford bakkie. Ek dink hy loop die hele pad vol. Die hele gesin kan voor in die kar sit. Dis 'n groot kar. En hy het so 'n speling op sy stuurwiel gehad. Julle weet dit, die ou karre was altyd so. En dat my pa so sit en ry op daai goed op die teerpad teen 'n gelyke spoed wat vandag, daai tyd 75 myl per uur wat nou 140 is op die grondpad. En in Suidwes in Namibië waar ek groot geword het, was daar tussen die plase motorhekke. Wie ken dit? En jy slek nie af vir 'n motorhek nie. Dat mense van Germiston by ons kom kuier, familielede,
en hulle durf wag toe om saam met my pa plaas toe te ry van die dorp af. Toe hulle die aand by die huis kom, toe sê hulle vir my ma, gee my asseblief net suikerwater, ek gaan flou word, ek kan dit nie meer vat nie. Dis hoe ek groot geword het, met ander woorde, spoed is vir my lekker, ek hou daarvan. Nie soos F1 sal ek seker nou nie doen nie, maar ek hou daarvan om lekker vanaand te ry. My vroukie hulle was in 'n motorongeluk toe sy 'n jong kind was. En dit het haar konsep van spoed aangetast. Dit het haar bepaal hoe sy dink, is wat Spreuke sê, Spreuke 4:23. 'n ander voorbeeld is om maar of vet te wees. Julle ken dit. Nou, kyk, ek is in sekere terme seker redelik dik, en die skaal sê dit vir my, en my vroukie sê soms vir my, ek moet so 'n bietjie werk aan sekere dele aan my liggaam. Maar ons ken 'n vrou, 'n spesifieke vrou, en ek gaan nie sê wie sy is nie, wat sy so maar, sy moet rondspring om in die stort om nat te word. Maar as jy met haar praat, dan praat sy net oor haar gewig. Sy is so vet, sy moet iets doen daaraan. Sy is een van die gelukkiges in die wêreld wat kan chocolates eerder by haar ore uitkom en sy sit nie gewig aan nie, maar sy kla oor haar gewig. Dis hoekom ek sê, perspektief kleur wat jy beleef. Dis die punt wat ek wil maak. Eensaamheid is 'n perspektief. Daar's 'n verskil tussen, waar het ek dit nou net gesê, eensaamheid en alleenheid. Alleenheid is wanneer jy die besluit doen, jy wil nou besluit maak, jy gaan nou sonder mense wees vir 'n rukkie. Jy wil so 'n bietjie by jouself sit, jy wil iets doen aan jouself, of bietjie met jouself gesels, of met die Here gesels en so. Dit maak jou gelukkig om daai besluit te neem, dan as jy stoksiel alleen. En ek kan vir ure so sit, en dit maak my baie gelukkig. Eensaamheid gebeur as jy dink jy's 'n slagoffer van die samelewing. Die samelewing is besig om jou uit te skuif. Die mense wat so breek dat hulle omgee, gee niks vir my om nie. Ek wil nie weer daar gaan nie, maar ek het vir ure met my eie oorlede ma gepraat hieroor. Want sy het in 'n ouete huis gebly, in 'n sieke boeg van die ouete huis vir die laaste paar jaar van haar lewe. En sy het altyd, as ek die foon antwoord, vir my gesê, sy is so eensaam, maar sy was heeltyd tussen mense. So eensaamheid is 'n perspektief, en dan het ek vir haar gesê, hoekom is maar eensaam? Dan sê sy, niemand, hoor hierdie, niemand besoek my nie. Dan sê ek vir haar, ma, en jy? Besoek jy iemand? Want dan sal jy nie eensaam wees nie. So wat ek vanmôre wil sê is, eensaamheid is 'n perspektief. Onthou dit asseblief. Daar's die perspektief. Daar's 'n syfer voor daai ouens op die grond. Hulle kyk uit verskillende perspektiewe en hulle sien verskillende goed. Die een sien 'n 6 en die een sien 'n 9. Richard Foster is 'n baie oulike ou wat baie skryf oor die geestelike dissiplines in 'n mens se lewe. Ek hou baie van sy boeke. Hy skryf, loneliness is inner emptiness. Met ander woorde, wanneer jy eensaam is, dan voel dit vir jou iets mis uit jou lewe uit. Dis leeg. Jy voel leeg. Solitude, wat beteken om 'n keuse te maak om alleen te wees, is 'n inner fulfillment. Want dan kies jy om alleen te wees, om tyd saam met die Here te spandeer. Ons sien hierdie ook by Jesus, hierdie eensaamheid. Jesus het en ek weet nie of ons dit altyd besef nie, Jesus het 'n baie snaakse, irriterende manier gehad om te verdwyn, soms as mense hom regtig nodig het. Leroy het verlede week daaroor ook gepraat, toe hy die siekes moes gesond maak en hy het net verdwyn. Maar hy het baie kere verdwyn. Julle weet toe hy die keer met die storm op die see was met sy disippels op die bootjie. Toe hulle hom soek, want hulle is verskriklik bang, toe hulle hom soek, toe lê hy onder in die boot in slaap. In Markus
4 sê baie uitdruklik, hy het dit is interessant, jy moet 'n bietjie gaan lees, Markus 4:38 sê hy het op 'n kussing gelê en slaap. In ander woorde, hy het nie daar iewers gesit en aan die slaap geraak nie, hy het 'n kussing gevat en gaan slaap. Dis hy doelbewus homself onttrek aan die teenwoordigheid van die disippels. Ons hoor ook in Matteus 14:22, nadat hy die skare gevoed het, deur die brood te vermeerder, 5000 van hulle, het hy sy disippels gedwing om in 'n boot te klim en na die oorkant van die see van Galilea te vaar, en toe hulle omkyk, toe is hy weg. Toe verdwyn hy in die berge en hy het later eers teruggekom, toe dink hulle, dis 'n spook. En Matteus 14:23 sê, laat aand was hy nog steeds in die berge. Jesus' disippels het gewoond geraak daaraan, dat hierdie ou so verdwyn en verskyn. En toe dink ek by myself, maar dit het al gebeur van 12-jarige ouderdom in sy lewe, en dit aangehou tot by 30-jarige ouderdom. Hy was 'n meester in verdwyning, en toe dink ek so by myself, maar hy was 'n man. En mans weet wanneer om te verdwyn. Wanneer die skorrelgoed gewas moet word. En sulke tipe van goede. Maar Jesus se alleentye was nie noodwendig om van mense af weg te kom nie. Sy alleentye was om by sy Pa te wees. Om by sy Pa tyd te spandeer. Want het jy geweet, elke keer as jy alleen by die Here gaan sit, soos die Matteus 6 ook sê, jou kamerdeur toemaak en alleen by die Here sit, dit maak nie saak wat jy doen nie, al doen jy niks, al sit jy net by hom, dan bid jy, dan is jy met jou Vader besig wat in die hemel is. En Jesus het hierdie alleentye uitgesoek. Wanneer hulle na vore kom, het hy dit gegryp met al twee hande, dit baie keer geskep, want dis belangrik, ek sal nou daarby kom, dis belangrik dat ons soms alleen moet wees. Psalm 131 is my so mooi, ek het dit raak gelees, dit sê, ek is tevrede met wat ek is. Vra vir jouself, is dit jy? Ek is so tevrede met myself, ek is soos 'n kind, wat gelukkig is om op sy ma se skoot te sit. Ek dink dit was soos Jesus was. As daar 'n tydjie is dat hy alleen kon wees, het hy dit gegryp. En dit was nie noodwendig, omdat hy nie die baie mense kon hanteer nie. Dit was omdat dit vir hom belangrik was, om alleen te wees, by sy Vader. Wat doen ons? Ek het dit baie al gehoor. Wat doen julle? Wat doen jy? As jy alleen is? As daar 'n tydjie is waar daar nie mense rondom jou is nie. Ons probeer dit volmaak. Baie van ons vrees om alleen te wees. Ek sien dit is nie so baie nie, maar dis vir jou eintlik vreesaanjaend om vir langer tye alleen te wees. Ons sal enige iets doen as ons niks te doen het nie. As daar 'n tydjie in ons lewe kom wat soos 'n gat voel, waar daar niks gebeur nie. Dan begin ons met allerhande ledige, nuttelose dinge ons lewe volmaak. Het jy dit al agtergekom? Om besig te bly. Want weet jy wat, ek weet nie, ons het in die boomer-ouer era groot geword. En hulle het altyd gesê, julle sal dit ken, ledigheid is wat? Duiwelse oorkussing. En weet jy, ek het gedink, het staan in die Bybel, dink jy ook so? Dit staan nie daar nie. Dit staan nie daar nie. Die naaste wat het aan het kom is 2 Tessalonisense 3 vers 11, wat sê, as jy werk, moet jy nie lui wegsteek nie, en jy moet werk om te kan eet. Dis wat daar staan. Daar staan niks van ledigheid, en ek dink hierdie ding van ledigheid sit so diep in ons, maar as ander goed ook waarby ek nou kom. So gaan kyk bietjie objektief van jouself, wat doen jy? As jy op 'n dag skielik agterkom, maar nou is ek alleen, en ek het niks te doen nie. Ek is seker meeste van ons raak gespanne en ons begin met goed besig wees om dit net gedoen te kry, net om die ledigheid weg te vat.
Ons hou nie van niks doen nie, wat deel is van alleen wees ook. Ons hou nie van niks doen nie. Maar John Ortberg sê, en ek stem met hom 100% saam, as jy nie alleen kan wees nie, net met jouself, vir langer, korter tye, dan skiet jy jouself in die voet, want jouself het alleentyd nodig om genees te word. Jy genees nie jou siel, jy skeep jou siel af, as jy heeltyd met goed besig is, wat jou aandag trek. Jy weet, wat doen klein kindertjies, nee? Ek beny hulle altyd, ek dink altyd, yes, as dit ek was. Hulle sit op 'n bank, hulle is so vaak dat hulle eintlik afval van die bank af. Dink jy hulle gaan slaap? No. Hulle stry, hulle bly wakker. Ek en jy is ook so. Die Here wil hê ons moet alleen wees. Ons moet kan tuis wees met alleenheid, maar ons stry daarteen soos klein kindertjies. En weet jy wat doen die Here? Hy laat ons rus. Weet jy hoekom stry ons teen om stilte en alleen wees en niks doen nie? Want as ons gaan stil sit, dan kom die onverwerkte goed borrel in jou op. Ek kry dit so baie as ek met mense gesels. Iemand is dood, iemand is met kanker gediagnoseer. Hulle sê vir my, jong, ek sê, hoe koop jy met hierdie goed? Hy sê, ek bly net besig. Ek bly besig. Want as ek besig bly, dink ek nie daaraan nie. En weet jy wat gebeur dan? Die dag as jy oud is, as jy nie die goed binne in jou verwerk het nie, dan begin borrel dit op, dan word dit soos iets wat jou jaag. Dan kan jy nie meer alleen wees. Wanneer ons jonk is, sit ons nie lank genoeg stil by die Here nie. En wanneer ons die dag oud is ons bang vir onsself. Dan vang dit ons, as ons alleen is, as mense nie meer aan ons aandag gee nie. Want daar's goed binne in ons wat sê, hierdie is nie reg. Weet jy of jy dit al so gelees het nie? Psalm 23 vers 2 sê die Here, hy laat my neerlê in groen weivelde. Ons lees dit baie keer mis. Hierdie woord laat is die Hebreë woord labats, wat beteken, hy maak 'n vou in jou. Dis my so mooi altyd die beskrywing van die woorde. Hy maak 'n vou in jou, as hy vir jou sê, jy gaan nou rus, ek vou jou nou op, ek dwing jou om te gaan rus. Presies soos jou klein kindertjies wat nie wil gaan slaap nie. Vat die Here jou in sy arm en hy dra vir jou na jou kamer toe, want hy wil hê jy moet rus. Hy is so ernstig met die rus. Die Engelse vertaling van hierdie vers sê, he makes me lie down in green pastures. He makes me. Hy doen my. Jou siel het alleen tyd nodig. Dalk is dit baie van julle Grieks vandag. Maar hoor net wat ek sê, jou siel het alleen tyd nodig. Jou siel het rus nodig. Dis hoe die Here ons gemaak het. Soos 'n boom lig en water nodig het, so het ek en jy alleen tyd nodig. Waar ons stoksiel alleen saam met die Here sit. Ons het mense nodig, ons het alleen tyd nodig. Dis soos twee gewigte waarmee jy in 'n gym oefen. Maar die mense is nie vir ons 'n probleem nie, ons hou van mense. Ons wil altyd mense om ons hê. Maar die Here sê, oefen die ander arm van jou ook. Jou siel het rus nodig. Want rus maak 'n mens se siel gesond. Ek praat van rus, dan bedoel ek alleenheid. Alleenheid maak jou siel gesond. Dis hoekom die Here in Matteus 11 vers 18 vir ons sê, kom na my toe, almal wat moeg is en swaar laste dra, en ek sal, so 'n wonderlike woord, ek sal julle lewens verkoop. Ek sal julle verprik. Nou kom, is ook 'n doenwoord, ons hou daarvan, kom.
Dis 'n doenwoord, maar as die Here vir jou sê kom, dan sê hy nie vir jou gaan doen evangelisasie nie. Hy sê nie vir jou reële bazaar nie. Hy sê nie vir jou wees die voorsitter van die kerkraad of van waar ook al. Doen projekte en hou jou besig. Dis nie wat hy daarmee bedoel nie. Dis baie keer die idee wat ons het van Christendom. As jy by 'n kerk inskakel, moet jy. Kom is 'n uitnodiging om alleen by die Here te kom sit. Die Passion vertaling sê dit so mooi. Simply join your life with me. Dis wat die Here begeer. Alleen tyd saam met jou. Kom wees net in my teenwoordigheid. Kom stel jou net bloot aan my grootheid. Kom sit net stil by my soos Martha, Maria by die Here gesit het. Ek het al soveel keer van mense gehoor oor daai gedeelte gepraat, dan sê ek vir hulle, Maria het net by die Here gesit, dan sê hulle vir my, Jesus, maar sy het daar nie net gesit nie. Dis asof ons dit nie kan glo, dat 'n mens net by die Here kan sit en niks doen nie. En almal wat ek gelees het, en almal wat in die Bybel vir my gewys het, sê vir my, en ek weet dit in my eie siel, jy het dit nodig. Want as jy net by die Here kan sit en niks doen nie, voila, magic. Wat doen die Here? Hy verkoop jou siel. Dis net hy wat weet hoe om dit te doen. En dis waar hierdie preek sy naam gekry het. Om vars te bly. Om vars te bly. Psalm 92 het 3 beelde wat ek net vinnig vir jou wil wys. Wat wonderlik is in hierdie verband. Hulle sê alles hierdie goed. Die eerste beeld is palmboom. Nou 'n palmboom is 'n sterk boom. Hy kan baie wind vat. Hy vaai nie sommer om nie. Julle het al gesien by die Bahamas en Hawaii waar die wind so waai, die palmbome bly staan. Maar interessant, die palmboom het nie 'n diep wortelstelsel nie, hy het so 'n lang, so 'n breë eenheid, geweldige breë wortelstelsel. Hy is op oor baie grond geanker. Maar is in die Bybel 'n beeld van lewenskragtigheid. Wie van julle is by Vitality, by Discovery? Ek wil nie leen nie, ek wil net hoor, interessantheid. Maar julle weet van Vitality. Dis presies wat die Vitality program wil doen. Dit wil jou lewenskragtig hou. Die palmboom, al lyk dit nie so nie, is in die Bybel 'n beeld van vitaliteit, van lewenskragtigheid. Want dit sê, as jy oor 'n wye deel van jou lewe in die Here anker, dan het jy lewenskrag vir altyd. En ek wil sommer vir jou sê, as jy gereeld in stilte by die Here gaan sit en niks doen nie, daar is die blomme van die sederboom is die volgende ene. Dis weer 'n sterk boom met 'n diep wortelstelsel. Verskriklike groot blaredak, net so sterk. In die Bybel is dit 'n teken van lang lewe en stabiliteit. Maar hy's geanker in die grond. En dis wat die Here wil sê. Dis daai stilte by die Here, daai stil sit by die Here, wat jou 'n seder maak. Sê ek wat dit sê nie, is Psalm 92 wat dit sê. En die laaste beeld is die tempel. Julle weet die tempel is nie hierdie gebou nie, dis die teenwoordigheid van die Here. In die teenwoordigheid van die Here sê die Psalm, groei jy weelderig. Dit waarborg vir jou langdurige sekuriteit. Jou siel rus wanneer jy by die Here stil sit. Klink vir jou na Grieks, maar dit is so. Ou Blaise Pascal het gesê, doing nothing is doing a lot. Ek hoop jy kan dit onthou. Hy sê, hy het agtergekom, hy is jare terug geleef, baie eeue terug, was 'n Franse skrywer.
Hy sê, hy het agtergekom in sy lewe, hy het ontdek, dat die ongelukkigheid, unhappiness van mense, kom hoofsaaklik daar uit, omdat ons nie alleen by onsself in 'n kamer kan sit nie. Ons het nie vrede in onsself nie. En die kapasiteit, die vermoë om te kan stil sit, alleen te kan sit by die Here, is uiteindelik 'n teken van geestelike groei en geestelike volwassenheid, want dit beteken jy het regtig in jou siel besef, ek kan niks sonder die Here doen nie. Ek het die Here nodig, en die Here is eintlik genoeg. Snaaks genoeg, die afgelope tyd lees ek baie oor aftrede, ek weet nie regtig hoekom nie, julle weet hoekom. En alle mense berei altyd verskriklik voor vir aftrede, en ek hoor 3 goed waarop hulle voorberei. Hulle sê altyd vir my, jy moet genoeg geld hê om te kan aftree. Wel, ek het dit nie. Hulle sê vir my, jy moet jouself besig hou as jy afgetree is. Ek beplan ook nie om dit te doen nie. Mense vra vir my, wat gaan ek doen as ek aftree? Ek sê vir hulle net wat ek nou doen, want julle sê altyd vir my, ek doen niks. So ek gaan net sit. Die laaste ding sê hulle, jy moet mense rondom jou hê. Jy moet sorg dat jy vriende het. Dis die 3 goed. Wat hulle sê belangrik is vir aftrede. Geld, besig bly, vriende. Maar die ding, wat ek nou lees deesdae, en wat ek agterkom, waaroor die mense onvoorbereid in hulle aftrede ingaan. Vrede met jouself, kan julle sien daar? Vrede met jouself. Jy gaan in jou aftrede in, en jy het nie vrede hier binne nie. Jy kan nie vir ure sit en niks doen, en net by die Here sit en sy teenwoordigheid geniet nie. En dit gaan jou vang, as jy die dag gaan aftree. En daarom dink ek, sê die Here hierdie ding ook, vandag vir jong mense, nie net vir oues nie. Kry vrede in jouself, sodat jy alleen kan wees as dit die dag gebeur, want gaan dit gebeur, dat jy iewerster alleen is. Oefen om alleen by die Here te kan sit vir langer tydperke, soos om fiks te word, al langer. Moenie die hele tyd as jy by die Here gaan sit, en ek weet dit doen ons almal. Ons dink as ons by die Here gaan sit en ons doen Bybelstudie of ons bid of iets, dan moet ek iets kry uit hierdie ding uit. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Die Here se teenwoordigheid verkoop jou. Nie wat jy doen nie. Moenie altyd resultate soek nie. Psalm 92 beloof vir ons, al is jy oud, sal jy steeds vrugte dra en lewenskragtig bly, as jou wortels ordentlik geanker is in die Here se teenwoordigheid. Ek sluit af. En ek hoop julle hoor my vandag. As jy nie alleen kan wees met jouself nie, as jy nie vir langer tye kan sit en niks doen nie, dan beter jy oefen. Want iewers op jou tyd, as jy ouer word, en almal van ons se lewens, gaan jy alleen wees. En as jy afhanklik is van mense en doen dinge om te kan funksioneer, gaan jy dit nie maak nie. Dalk moet jy vandag begin oefen om vrede in jouself te kry. Gaan sit gereeld by die Here. Doen niks. Sit jou foon weg. Doen net niks. Probeer dit rek al langer en langer. En dan vra jy die een vraag, ek vra dit male sonder tal in my lewe vir die Here, om vrede in myself te kry.
sê ek vir die Here, Here, wys vir my, hoe lyk ek hier binne van u kant af? En dan het ek so 'n boekie by my, ek noem dit 'n joernaal, ek soos ek ou kladboeke wat ek by Checkers koop. En dit wat ek hoor by die Here, skryf ek neer. Ek het nou eendag ook met mense gepraat wat gehoor het die vrou het ernstig kanker en hulle vrees sy gaan doodgaan. En hulle hou hulle besig, want dis hoe hulle die ding verwerk. Maar die goed word vrot binne in jou, en enig as jy oud is, dan borrel dit als op, dan kom dit terug. Sit by die Here, besoek die plekke waar dit seer is, besoek die verliese in jou lewe, gaan daarna toe met jou kop, en sê vir die Here, wat sien u? En as jy kan en wil skryf, skryf dit neer in jou joernaal. As jy wil voorberei vir jou ou dag eendag, maak dit prioriteit nommer 1, om vrede met jouself te kry. Hemelse Vader, hou ons vas in u teenwoordigheid. Dis die voorreg wat u vir ons kom gee het, toe Jesus aan 'n kruis gesterf het, en vir ons die pad na die binnekamer toe met u oopgemaak het. Here, ek weet my woorde is gebroken gewees vandag, maar ek bid, dat u deur die Gees, dit wat u wou sê, op ons harte sou skryf. Amen.